Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Ons woord kom vanoggend uit Openbaring 4 vers 1. Na hierdie dinge het ek gesien, kyk, 'n geopende deur in die hemel. En die eerste stem wat ek soos 'n bassein met my hoor spreek het gesê, kom op hierheen, ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. Ons moet onthou waar Johannes was toe hy hierdie openbaring ontvang het, wat hy geskryf het, waar hy 'n gevangene was op 'n eiland van Patmos, omdat hy die woord van God en die getuienis van Jesus Christus verkondig het. Openbaring 1 vers 9, ek, Johannes, julle broer en deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en lydsaamheid van Jesus Christus, was op die eiland wat Patmos genoem word, terwille van die woord van God en om die getuienis van Jesus Christus. Hierdie eiland van Patmos was baie ver weg. Hy was hier in isolasie gewees. Hy daar verkeer op 'n plek wat 'n klipperige eiland was. Dit was nie 'n eiland wat mooi wit strande was nie. Hy was weg van sy geliefdes in Efese. Hy was ver weg verwyder, waar ander saamgekom het in aanbidding. Hy was ver weg verwyder, waar aanbidding was. En terwyl hy daar was, het God vir hom 'n deur gewys wat oopgemaak is. Hy sien 'n geopende deur en hy hoor hom roep wie hy gesien het, wie Jesus Christus is, en hy is in gees opgeneem deur hierdie deur. Ons kan dink aan Jakob, daar waar hy met sy kop op 'n klip geslaap het, maar tog in moeilike omstandighede daar, het hy die hemel ook geopend gesien, die leer waar God se engele op en af klim, maar bo aan die leer was die Here. Genesis 28 vers 12, daar is 'n leer, het hy gedroom, op die aarde opgerig, waarvan die spits tot in die hemel reik, en terwyl die engele van God daar langs opklim en neerdal, en kyk, die Here het bo aangestaan, en ek is die Here, die God van jou vader Abraham en die God van Isak, die land waarop jy lê en slaap, gee ek aan jou en jou nageslag. So baie is al vasgekluister aan 'n siekbed, aan daardie pyn wat hulle voel hulle vasgeketting is, waar hulle alleen is, waar hulle eensaam is, maar self in sulke omstandighede en geleenthede, sien hulle 'n deur geopend in die hemel, wat oop is, en hy was in gees op die dag van die Here, en hy het agter hom 'n groot stem gehoor, soos 'n bassein wat sê, kom op hierheen. Hoe kan ek in gees en waarheid wees, en so aanbid? Hy sê, salig is die, wat rein van hart is in Matteus 5 vers 8, want hulle sal God sien. Om soos Paulus alles so te kan sien. Ja, Filippense 3 vers 8, hy ag alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus my Here, terwille van wie ek alles prys gegee het, as drek beskou, om Christus as wins te verkry. Wanneer die Here vir ons alles begin raak, en ons in hom beweeg en hy in ons, dan sal ons begin sien, dat die deur vir ons oopstaan, om elke oomblik te kan deurgaan, so dikwels soos ons daaraan dink, waar ons dink aan die bloed van Jesus, kan die deur van die bloed van Jesus vir ons oopgaan, om daardeur vrede te kan ontvang, nie in onvergifnis rond te strompel nie, en ook hom te vra, vergewe ons, deur die oop deur binne te gaan van genesing. Jesus se wonde het vir ons die genesing gebring. Na die dinge, na alles wat jy sien, kyk net op, en hoor die Here se stem wat vir jou sê, kom op hierheen, en ek sal jou wys wat sal gebeur. Die oorwinningsboek is geskryf van Openbaring. Elke keer sal die Here oorwin, en sal hy vir jou wen. Gaan op, deur daardie deur, deur die Here te aanbid, in gees en in waarheid. Amen.